Goeiemôre, dit is Johan Spies hier en vandag kyk ons na 'n hele paar verskillende gelykenisse. En hierdie gelykenisse hou almal verband met mekaar. Saamgevat kan ons dit noem die maaltyd. Dit is verskillende gelykenisse, maar dit is basies dieselfde gebeurtenis wat beskryf word. En die gebeurtenis is dit wat gaan gebeur aan die einde van dae. Kom ons begin en ons lees uit Matteus 20. Ons lees eers die eerste 7 verse. Want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die 3de uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan. En hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die 6de en die 9de uur uitgegaan en net dieselfde gedoen. En omtrent die 11de uur gaan hy uit en vind ander ledig staan en sê vir hulle, wat staan julle hier die hele dag ledig? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal julle ontvang. Met ander woorde, hy het vir al hierdie mense gesê, hy sal wat reg is vir hulle gee. Maar kom ons kyk hoe verloop dit verder. Verse 8 tot 16. En toe dit aand geword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle loon, en begin van die laastes af tot by die eerstes. En die wat omtrent die 11de uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer en sê, hierdie laastes het 1 uur gewerk, en u het hulle gelyk op behandel met ons, wat die las van die dag en die hitte gedra het. Maar hy antwoord en sê vir een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan wat joue is, en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee, net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? So sal die wat laaste is eerste wees, en die wat eerste is laaste, want baie is geroep, maar min uitverkies. Die beeld wat vir ons geskets word, is die koninkryk van God. Dit het ons in die eerste vers gelees van Matteus 20. En die landheer waarvan gepraat word, is dan Jesus. Die mense, die arbeiders wat betaal moet word, is wedergebore Christene. En waaroor dit eintlik gaan, dit maak nie saak op watter tydstip jy weergebore is nie. As jy in jou jeug wedergebore is en jy werk jou lewe lank vir God, of as jy op jou sterfbed tot bekering kom, julle gaan albei hemel toe, julle kry dieselfde prys. Elkeen ontvang die penning vir die dag se werk. Ons as mense dink dat dit onregverdig is. Die een het hulle hele lewe aan God gewy, die ander een het die laaste paar minute of sekondes selfs van sy lewe aan God gewy. En tog ontvang almal die beloning, en dit is om hemel toe te gaan. Maar nou beredeneer ons dit van 'n mense perspektief af. Dit is hoe die mens dinge sien. En die mens wat dink, maar ek het baie lank gewerk vir God, verwag eintlik meer. En dit is 'n verkeerde verwagting wat die mens het. En in hierdie hele reeks gelykenisse wat ons nou doen, gaan u hierdie selfde tema sien. Die mens verwag iets anders. Die mens besef nie dat God in sy regverdigheid vir almal gee wat hulle toekom nie. En dit gaan nie oor werk nie. Word jy gered op grond van jou werke? Nee, jy word gered op grond van jou geloof. En of jy daai geloof vir die paar sekonde gehad het voor jy gesterf het, en of jy daardie geloof vir die 100 jaar gehad het van jou wedergeboorte tot jou sterwe, maak nie 'n verskil aan God nie. Jy het geloof gehad
en daarom word jy gered, en die prys wat jy ontvang vir redding, is dat jy in die koninkryk van God mag ingaan. Weereens wil ek herhaal, ons as mens sien dit baie keer heeltemal anders. Ons sien dit nie vanuit die goddelike perspektief nie. Hy vra vir ons dat ons geloof moet hê, en hy beloof ons, as ons die geloof het, dit maak nie saak op watter tydstip ons tot bekering gekom het nie. Maar wat ons in gedagte moet hou, is dat God beheer het oor ons lewe en dood. En ons weet nie hoe lank hy ons nog gaan kans gee om tot bekering te kom nie. Daarom hoe vroeër jy tot bekering kom, hoe beter is dit eintlik vir jouself. Dan lees ons ander gelykenis in Matteus 22. Ons lees eers weer net die eerste 6 verse. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele, net soos wat ons in die vorige een gesien het, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het, en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof. Maar hulle het hul daaraan nie gesteer nie, en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak, en die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Wat 'n ondankbaarheid toon hierdie mense nie. Hulle is genooi na hierdie feesmaal van God, want as ons kyk na die woord in die oorspronklike Grieks, dan is dit 'n feesmaal wat voorberei is. Maaltyd klink so asof dit 'n gewone ete is, maar dit is 'n buitengewone ete, is werklik, dis 'n feesmaal wat berei is. Want daar staan, hy het sy beeste en vetgemaakte vee geslag, alles is gereed vir hierdie bruilof. En weer eens gaan dit oor die koninkryk van die hemele, dit gaan oor die koninkryk van God. Elke mens op aarde word uitgenooi om daardie huwelik deel te neem. En al wat jy moet doen om deel te kan neem aan daardie huwelik, is om jou lewe vir God te gee, om Jesus Christus as jou verlosser te aanvaar. Maar hier is die mense wat uitgenooi is, die mense wat vroeg in hulle lewe die evangelie gehoor het allerhande verskonings, hoekom hulle nie wil bekeer nie. Die een gaan om 'n land voor te berei, die ander een gaan om sy werk gedoen te kry. En dan kry ons nog erger, dat sommige sy diensknegte gegryp en mishandel het. Wie is hierdie diensknegte wat uitgestuur word om die mense te roep na die huwelik? In 'n ander gelykenis het ons gesien dat dit verwys na engele. Die gedagte is egter hier, dat dit verwys na mense wat die evangelie wil verkondig. Met ander woorde, dit is weergeborenes wat die evangelie wil uitdra na ander toe. En hoeveel, kom ons praat maar van evangeliste of sendlinge, hoeveel van hulle is nie al gegryp en doodgemaak? Hulle is mishandel, wat moes hulle nie als deurmaak nie? Ons dink byvoorbeeld aan agter die ystergordyn destyds tydens die Koue Oorlog. Hoeveel mense het nie hulle lewe daar verloor, omdat hulle die getuienis van Jesus Christus wou uitdra, hulle wou die evangelie verkondig in daardie gebiede, en dit word nie toegelaat nie. In baie lande is dit nog steeds die geval. Ons dink byvoorbeeld aan Noord-Korea, ons dink aan China, daar is baie lande waar dit heeltemal onwettig is om die woord van God te bedien. Ons gaan verder met hierdie selfde gelykenis, en ons lees nou van vers 7 af. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe, let wel, hy het net nou sy dienaars gestuur, nou stuur hy sy manskappe. En laat ek sommer dadelik sê, wat hier bedoel word met manskappe is sy engele. En hy het sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Met ander woorde, hulle is vernietig met hulle stad. En dit is wat gaan gebeur in die eindtyd. Dink aan Jesus se woorde, wat hy geween het oor Jerusalem, en het Jerusalem beskuldig daarvan dat Jerusalem die profete doodgemaak het. Die mense wat God se boodskap versprei, het hulle doodgemaak.
En dit is waarom hy vir sy leerskare van engele opdrag gaan gee om die oes in te bring in die eindtyd, en dat hulle verbrand dit wat oorbly, wat die mens hier bring het op aarde. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. En hierdie genooides verwys nou na die volk Israel. Israel het Jesus verwerp vir ongeveer 2000 jaar lank. En daarom is die Jood wat nie Jesus aanvaar nie, is verlore. Die Jode word nie outomaties gered nie. Daarom moet ons bid dat die Jode tot inkeer moet kom, dis God se volk, dat hulle tot God moet wend. So hy sê vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. So hier gaan die boodskap uit, dat dit nou die heidene is wat genooi moet word, en ek en jy kom uit die heidene nasies uit. Ons het ons bekeer, en so word ons deel van die olyfboom. Ons is die wilde olyftakke wat ingeënt is in die makolyf. Die makolyf stel Israel voor, die wilde olyf is die heidene nasies. Ons is daar ingeënt en ons kan saam met die Jode wat Christus aanvaar in die hemel kom. So, dit was tot ons voordeel dat hierdie ding gebeur het. Maar so hulle gaan op die paaie en versamel almal wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. Almal van ons was basies sleg gewees. En in ons slegtigheid het ons verkeerde dade gedoen. En ons het verlede week daaroor gesels dat jy tot inkeer moet kom, en dan gaan jy ook gered word. Sowel as die goeies, die wat reeds al van tevore tot inkeer gekom het. En nou kan jy sien, as ons dit vergelyk met die vorige gelykenis, die goeie is die een wat lang terug tot bekering gekom het, die slegte is die een wat op daardie oomblik, net voor hy geroep word, tot bekering kom. Maar God behandel ons eners, en daaroor moet ons hom dankbaar wees. En het gaan verder, en die bruilofsaal het vol gaste geword, so die hemel gaan vol wees van mense, baie wat op die laaste oomblik tot bekering kom. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. In daardie tyd was dit die gebruik gewees, dat daar 'n spesiale bruilofskleed is, wat almal aantrek wat hierdie bruilof bywoon. So hierdie persoon is nie uitgenooi deur enige iemand om hierdie bruilof by te woon nie, maar het ingeglip. En hy, dis die koning, sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie, met ander woorde, hy het nie 'n verskoning gehad nie. Maar dit beteken, dis 'n ongeredde wat daar probeer inkom het. So dit is een van die persone. In ander gelykenisse sien ons dat Jesus vir hulle gesê het, julle gaan vir my sê, Here, Here, ons het in u naam duiwels uitgedryf en u evangelie verkondig, en hy gaan omdraai en vir hulle sê, gaan weg van my, ek ken julle nie. Dit is van daardie mense wat hier gepraat word. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Met ander woorde, hy word in die hel gewerp. Daar sal 'n geween wees en 'n gekners van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. So, hier sien ons dat God eerstens almal dieselfde prys beloon, dat mense op verskillende tye tot inkeer kom, dat Israel die aanvanklike roeping wat God vir hulle gehad het, nie uitgeleef het nie, en dat hy daarom sy liefde toe aan die heidene openbaar het, wat laat sy boodskappers op die paaie uitgegaan het, om hierdie mense nader te lok. Hierdie gelykenis word vir ons op 'n heeltemal ander manier vertel in Lukas 14 vers 7 tot 11. Hier kom die mense by die bruilof in, hier word nie gepraat van 'n bruilof, hier word dit gepraat van 'n groot ete. En kom ons kyk nou hoe die mense optree by daardie ete. En toe hy, dis die gasheer, merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides se gelykenis en sê vir hulle, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie.
Die voorste plek was die belangrikste plek gewees. Ingeval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom wat hom genooi het, kom en sê vir jou, maak plek vir hierdie man. En dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Met ander woorde, as ek en jy in die hemel kom, moet ons nie soos Johannes en Jakobus optree, wat hier op aarde al gevra het, kan een aan die linker en een aan die regterhand van God sit nie. God sê hier vir ons moet nederig wees, want dit is hoe hy wil hê ons moet wees. En hoe weet ons dat daar nie iemand meer belangrik in God se oë in die hemel gaan kom as wat ek en jy is nie? So ons moet nie spring om die beste moontlike plek te kry nie. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op, dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en wat homself verneder sal verhoog word. Kan jy hier sien dat selfs in die hemel, moet jy nie gryp dit wat jy kan kry nie. God gaan vir jou gee dit wat jou toekom, en jy moenie die beste plek probeer inneem, jy is nie die beste Christen wat daar nog ooit was nie. Die oomblik as jy dit dink, oortree jy klaar, omdat jy jouself hoër ag as wat ander mense is. En Paulus het geskryf, die een moet die ander nie hoër ag as homself nie. Ons lees hier verder, en hy sê ook vir die man wat hom genooi het, wanneer jy 'n môre of 'n middagete gee, moenie jou vriende nooi of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie. Hier het ons 'n effens 'n ander tema. Dit gaan hier oor wat jy doen op aarde. Doen jy dinge om eer daarvoor te ontvang? Bied jy 'n groot ete aan, maar jy nooi net die gesiendes van die dorp uit soontoe. Jy nooi jou familie en jou vriende uit, jou ryk bure. Dan ontvang jy geen eer daarvoor nie. Maar as jy 'n feesmaal gee, as jy goed doen volgens God se wil, dan gaan jy eer daarvoor kry. Dit staan hier, maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Nooi jy die rykes, nooi hulle jou dalk terug, en ontvang jy loon hier op aarde. Maar Jesus het gesê, jy moet jou skat versamel in die hemel, waar mot en roes nie verniel nie, want waar jou skat is, gaan jou hart ook wees. Maar as jy goed doen aan die armes, die verminktes, die krepeles, die blindes, gaan jy nie hier op aarde vergoeding terugkry daarvoor nie. Dis nie 'n geval van jou brood op die water werp en na baie dae kry jy dit weer terug nie. Jy gaan eers vergelding ontvang met die opstanding, as almal uit die dood uit opstaan, met ander woorde aan die einde van dae, dan gaan God jou die regte vergoeding gee vir dit wat jy gedoen het. Hier is 'n hele reeks van hierdie gelykenisse wat hier in Lukas die een na die ander vertel word. En toe een van die wat saam aan die tafel was dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar dit is Jesus antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Hier is 'n herhaling van wat ons net nou in Matteus gelees het. So, die Jode is genooi na die maaltyd, die feesmaal van God. Maar hulle het verskonings waarom hulle God nie aanvaar, waarom hulle Jesus Christus nie aanvaar nie.
Uit 'n menslike perspektief gesien klink dit weer eens reg. Jy het 'n nuwe stuk grond, jy wil net gou daarna gaan kyk. Maar dan mis jy die feesmaal wat God vir jou voorberei het. Ander een, ek het 5 paar osse gekoop. In daardie tyd het jou gemiddelde mens het 'n maksimum van 2 paar osse. In die Engelse vertaling word dit geskryf as 2 jukke se osse. Dit is 4 osse wat gekoop word, 2 jukke vol wat kan trek. Hierdie ou het 5, soos dis 'n ryk man. Maar hy wil hulle gaan uitprobeer en daarom kan hy nie kom nie. In die Israelse gebruik was die gebruik dat as jy getrou het, jy selfs van militêre diensplig verskoon is vir 'n jaar lank. So hierdie ou bied nie eers 'n verskoning aan nie, hy sê net ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Wie het hierdie persoon die liefste? Vir God of sy vrou? As ons terugdink, ons het 'n paar weke gelede daaroor gepraat, oor die gebooie van die liefde. Jy moet die Here jou God liewer hê as enige iets anders. En die tweede gebod wat daarmee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So die eerste gebod word verbreek, want hierdie persoon het 'n sekere mens liewer as wat hy God het. En dit mag nie gebeur nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Die manne wat genooi is, was die volk Israel. Uit hulle is daar wat tot bekering gekom het. En nou word die engele uitgestuur op die paaie en na die lanings en hulle moet die mense dwing om in te kom. Die heidene het hulle reeds bekeer om ingekom. Hier word nou weer na Israel verwys. Hulle word gedwing in die 7 jaar verdrukking wat nog voor lê. Gaan hulle gedwing word om Jesus te aanvaar. En daarom gaan 2/3 van die Jode in daardie tyd sterf. Maar die 1/3 van hulle wat oorbly, gaan almal gered word. En dit is waarna hier verwys word. So ons kan sien dat hierdie gelykenisse, dit is uiteenlopende gelykenisse, maar daar is 'n deurlopende tema in hierdie klompie wat ek nou vir u genoem het, wat vir ons dui op die eindtyd. En ons sal eersdaags weer gesels oor die eindtyd en ons gaan kyk hoe hierdie dinge in mekaar steek, en dan gaan u die waarheid hiervan sien. Maar wat Jesus doen, is hy vertel nie net 'n gelykenis vir dit wat op daardie oomblik gebeur nie. Sy gelykenis is ook toekomsgerig, om mense te wys hoe hulle moet optree en wat hulle moet doen om by God uit te kom. Ek en jy moet sorg dat ons saak met God reggestel word, dat ons van die gaste kan wees wat daar is. Eintlik gaan ons nie die gaste wees nie, ons gaan die bruid van Jesus Christus wees. So ons gaan 'n ereplek tydens daardie huwelikseremonie hê, as ons bekeer voor Jesus terugkom aarde toe. Hemelvader, baie dankie vir hierdie gedeelte wat ons vandag kon bestudeer. Here, baie dankie dat ons u naam kan aanroep. Baie dankie dat u vir ons die versekering gee van 'n bruilofsmaal wat wag. Maar Here, gee dat elkeen van ons saam met die Heilige Gees sal kan getuig, dat ons daar sal wees om deel te hê aan die bruilofsmaal. Here, werk in harte van mense wat u nog nie gevind het nie. Gee dat hulle hul hart tot u sal bekeer en dat hulle hele lewe aan u sal oorgee. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.